oorlede? Oh wow. Oh wow. So dis okay, kom ons kyk net 'n bietjie vir mekaar. Dis okay. Dis amazing dat ek sê, kom ons kyk vir mekaar, dan kyk die mans en die vrouens na mekaar toe. Prys die Here. Alex laat dink my in my vorige gemeente, ek is in AGS Woolsley, 13 jaar, en my vorige gemeente was daar 'n tannie Corrie. Tannie Corrie is al oorlede, maar toe ek in die gemeente kom, vorige gemeente, toe was haar man seker als iets soos 12 of 13 jaar oorlede. Maar tannie Corrie was 'n baie moeilike tannie, en so die een dag is sy weer so moeilik, en ek sê vir tannie Corrie, ons moet vir jou 'n man kry. Sy sê, pastoor, sal ek nou die God gegewe rus so staan en verstuur? Op my ouderdom soek hulle net vrekplek. Ek was baie lief vir tannie Corrie. So, in the context of marriage, I want to say, like Elizabeth Taylor said to her 4 husbands, I won't keep you long. I'll stick to the notes. Ons gaan dadelik sommer net diep in die notas, ons gaan dadelik sommer net diep ingaan. So ek wil vir jou vra, journey saam, en ek is 'n AGS pastoor, so ek floreer op amens, so hoe meer jy amen sê, hoe korter preek ek. Kom ons sluit af met gebed. Here, ons eer U. Daar's geen ander belewenis wat meer impak op ons lewens, ons geluk en selfs ons gesondheid sal hê, soos die vermoë om lief te hê en liefgehet te word nie. Laat dit net vir 'n oomblik sink. Weet jy, soms sukkel ons om liefde te ontvang, soms sukkel ons om liefde te gee, maar daar's geen dinamika groter as die vermoë. Daar's geen iets wat 'n groter impak op my lewe sal hê as die vermoë om lief te hê. En as ek 'n tema aan vanoggend kan gee, sal dit wees, maak lief hê maklik. Ons weet liefde maak ons kwesbaar, maar ons weet ook dat ons nêrens so veilig en so sterk sal wees soos in die sekerheid dat iemand my lief het nie. Man, dit gee vir my vlerke as ek besef there's somebody that loves me. Dink maar as ma en pa jou lief het. Dink maar as pa na jou kant toe gekyk het toe jy 'n kind was, gesê het, Jesus, ek het jou so lief, ek is so trots op jou. Man, jou lewe kry vlerke, want jy besef die impak van daardie woorde het die vermoë om jou lewe onherroepelik te verander, om liefgehet te word. Nog nooit in die geskiedenis was daar 'n saak wat die mensdom so verward, maar tog so verlig gelaat het soos juis liefde nie. Nog nooit in die geskiedenis, en ek wag vir jou amen hierna, nog nooit in die geskiedenis het enige iets mense so gevange geneem en in dieselfde asem so vry gemaak nie. Liefde. Dit kan jou op 'n ontdekkingsreis neem, waarvan as jy dit nie verstaan nie, jou in 'n doodloopstraat inlei. Die lig daarvan kan jou of verblind, of dit kan jou pad ophelder. Die heerlikheid daarvan kan jou oorweldig met vrees, of dit kan jou toevou in veiligheid. Familie, dit is so omvangryk dat dit jou sal vul met wysheid. Tog is dit so eenvoudig dat dit eintlik net kinderlike geloof is wat dit oopsluit. Maak lief hê maklik. Dis die vraag vir die dag. Hoe maak ek hierdie lief hê maklik? Hoe maak ek dit maklik vir my maat om my lief te hê? Hoe maak my maat dit vir my maklik om haar of hom lief te hê? Wat kan ons doen om lief hê maklik te maak? Want jy sien, ons kan lief hê en liefde tog so kompliseer. Luister maar as mense praat, so wie's nou my naaste?
Want ek wil tog net nie my liefde vir die verkeerde persoon gee nie, want jy weet, my liefde is duur. Nee, jou liefde is nie duur nie, jy wil dit net beheer. Jy wil dit net kompliseer. Jy wil net 'n sê hê oor dit wat jy eintlik net by God gekry het. Hoe maak ons lief en maklik? Hoor die woord van God vandag. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Ons sal regtig goed doen as ons regtig besef, ons is regtig nie in beheer nie. As 'n skrif in die woord wat sê, en God sal gee, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Wie ken hy skrif? Die dinamika van dit is vir my, om die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, te beleef, moet ek my reg om alles te wil verstaan, opgee. Want daar is werklik vrede in oorgawe. Ons sal goed doen wanneer ek regtig besef, ek is regtig nie in beheer nie. Jy sien, daar is 'n vrymakende dinamika wat uitspeel in elke area van my lewe, die oomblik wat ek besef, ek is nie in beheer nie. Dis amazing dat juis hierdie beheer, hierdie vashou, wat deur vrees gedryf word, deur bekommernis en onsekerheid aangevuur word, my lewe op so 'n plek van warboel kan laat. Ek sal regtig goed doen as ek besef, ek is regtig nie in beheer nie. Sê vir die persoon langs, jy moenie 'n volstruis wees nie. Ek weet die manlike van 'n volstruis is 'n volmaak. Die vroulike is 'n vol liefde. Kosbaar hoe Jesus sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Jy sien, geloof is nie die teenoorgestelde van vrees nie. Geloof bemeester vrees. Liefde verdryf vrees. Die vyand hou my en jou gevange op daardie plek, wat hy sê, o, jy vrees, okay, jy het seker nie geloof nie. En dan het ons so toegesak in skuldgevoel, want, o, ek het nou nie genoeg geloof nie, ek het vrees in my lewe, en dan hou die vyand my daaronder, met daai plek van, ja, jy het vrees, jy is onseker, jy is bekommerd, jy is seker nie regtig 'n kind van die Here nie, want as jy geloof gehad het, het jy nie nou gevrees nie. Ek wil vandag vir jou sê, dis 'n leuen uit die put van die hel. Die waarheid is, geloof bemeester vrees, dis nie die teenoorgestelde van vrees. Mag die Here jou vandag vry maak van daardie skuldgevoel en daardie plek wat jy voel, maar ek bid nie goed genoeg, ek bid nie hard genoeg, ek druk nie genoeg deur nie, ek het nie geloof nie, want ek het vrees in my lewe. Iemand sê, nou die dag wanneer hulle voel, maar eers die omstandighede druk en dit gaan moeilik, en hulle voel, maar ek kry nie 'n deurbraak nie, en die persoon sê vir my, ek vra vir die Here, wat doen ek verkeerd? Wat het ek verkeerd gedoen? Niks. Want as jy na jou lewe kyk en die seën en die guns van die Here beleef, dan beteken dit by implikasie dat jy het iets reg gedoen om dit te verdien. Okay, dis okay. Hou jou amen. Kom ek gaan gou weer sê. Baie keer dink ons, ek het iets verkeerd gedoen, dis hoekom dit met my gaan soos wat dit gaan. So as dit dan goed gaan, beteken dit jy het iets reg gedoen. God werk nie, dis nie sy ekonomie nie. God se ekonomie sê, ek het jou vrygemaak, ek het die oorwinning gegee, in Christus is jy meer as 'n oorwinnaar, en Jesus Christus kom en hy gee daai medalje vir jou, en hy sê, hang dit om jou nek, stap in my oorwinning. Stap in my oorwinning. Sal amazing wees as jy vir die persoon langs jou kan sê, Jesus, maar jou medalje blink mooi. Jy dra jou oorwinning van Christus, soos 'n champ.
Sal amazing wees as ek en jy as kerk op die markplein kan wees en mense na ons kyk en sê, ek sien iets aan jou. Wat is dit? Nee, is die medalje van sy oorwinning wat ek om my nek dra. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gegee het. Ek wil vandag vir jou vra, as jy by jou werk instap, of by die skool instap, of by jou huwelik instap, of by jou huis instap, moenie vergeet om jou medalje om jou nek te sit nie. Ons wedywer so om net te voor te kom, dat ons eintlik besef dat die oorwinning het hy reeds vir my gegee. Geloof is nie die teenoorgestelde van vrees, geloof bemeester vrees. Liefde verdryf vrees. Luister wat sê 1 Johannes 4 vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Vir solank as wat vrees ons lewe en ons verhoudings dryf, kan volmaakte liefde nie vrees verdryf. Bære dit net in jou hart? Vir solank as wat vrees ons lewe en ons verhoudings dryf, kan volmaakte liefde nie vrees verdryf. En hier is jou sleutel, Galasiërs 5 vers 6. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, die wet, wat ek moet nakom, en die besnydenis om gemerk te wees as die volk van God. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid, die debat, die teologie, wat is nou reg, wat moet ek doen om met hom te versoen, wanneer is dit reg, wanneer is dit verkeerd, wat moet ek vat, wat moet ek los? Het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Geloof wat deur die liefde werk, het krag. Nou verstaan jy beter wanneer ons sê, geloof staan nie teenoor vrees, geloof bemeester vrees, want die liefde van God in my hart en in my lewe aktiveer die krag van geloof om die medalje te dra. Oh, wow, dankie. Geloof wat deur die liefde werk, het krag. God's ultimate purpose is to reveal and show how much He loves us. Dis die enigste rede hoekom God in my en jou lewe is. Dis die enigste rede hoekom hy belangstel om in jou lewe te wees, om te sê, ek het jou lief, om 'n openbaring, 'n volheid van sy liefde vir jou te kan gee. Hoekom dink ons dan God is op 'n agenda wanneer hy in ons lewe wil wees? Jy sien, wanneer ons dink God het 'n agenda, dan sukkel ons met oorgee. Want dan wil ons alles verstaan. Sal regtig goed doen wanneer ek regtig besef ek is regtig nie in beheer nie. En dit aktiveer my geloof. Die liefde van God wat in my hart uitgestort is, aktiveer my geloof. Goed, terug by Johannes 14 vers 2. Eerste een is mos, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek dit vir julle gesê het. Jesus sê, weet jy wat, ek sal nie vir jou iets sê wat nie tot nut is vir jou nie. So wanneer die Here soms stil is in ons lewe, weet dat hy sal nie vir my en jou iets sê wat nie tot voordeel en tot nut vir ons is nie. Iemand het eendag gesê, dis beter om te sit met 'n goeie vraag as om te settle vir 'n halfgebakte antwoord. En baie keer soek ons so die antwoord, maar ons is nie tevrede om net vir 'n oomblik te sit en te wag vir die vraag. Want die vraag omvou en vou oop, dit blom die heerlikheid van God soms in ons lewe. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. 'n Lekker begrafnispreek. Wie het dit al op 'n begrafnis gehoor? Ons bemoedig mos mekaar, hey my broer, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir jou plek te berei. En ons gebruik dit as 'n begrafnispreek, en so be it. Praise God for that. En ek weet dit sin speel op die hiernamaals. Ek weet daar's 'n dinamika wanneer ek en jy
deur die wegraping, deur die wederkoms, sal wees waar hy is. I know. Maar dalk is daar vanoggend iets anders. Dalk is daar vanoggend 'n dieper belewenis, 'n dieper sin wat die Here vandag in jou hart wil lê met betrekking tot dit. En ek wil 'n paar goed sê. En daar's 'n ou koortjie wat ons gesing het. Ek het in die AGS groot geword. En die koortjie gaan so, there's room at the cross for me. Wie ken daai koortjie? There's room at the cross for me. Ja, is al die ou apostolies wat dit ken. There's room at the cross for me. Millions have come, but there's still room for one. Ek wil vandag vir jou sê, en ek wil dit jou bemoedig daarmee, as die woord van die Here sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan om vir julle plek te berei, dan wil ek vandag vir jou sê, jy moet weet, daar is ook plek in sy huis vir jou. There's room at the cross, but there's place in his house. Daar's plek vir jou. Jy hoef nie wees te wees, jy hoef nie bekommerd te wees, want Jesus sê, weet jy wat, daar's plek vir jou, ek gaan hom vir jou plek voor te berei. So wanneer die woord sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, dan klink dit ook so, in die teenwoordigheid van God, is daar baie dimensies. In die teenwoordigheid van God, en onthou teenwoordigheid is die sleutel, in die teenwoordigheid van God is daar baie dimensies. Ek gaan hom vir julle plek te berei. Wat daarvan as ons kyk na Johannes 13, waar Jesus uitstippel, die was van die voete, die verraaier, Judas wat hy daar herken, of wat hy daar ontbloot, wat daarvan met dit in gedagte, is hierdie eintlike heenwyse na die kruis, wat Jesus na toe gegaan het om te sê, dis in die kruis wat ek vir jou 'n plek voorberei, en wanneer ek opstaan, in heerlikheid, dan neem ek jou deur die Gees, omdat ek die Gees van God binne jou plaas, neem ek jou in die Gees na hierdie voorbereide plek, wat ek vir jou in stoor het. Wat daarvan as dit nie net gemik is op die hiernamaals, maar eintlik ook vir jou en vir my, 'n dimensie is wat God deur sy seun vir ons voorberei het, wat ons nou alreeds kan beleef. Tweede stelling, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou, ek weet nie van jou nie, maar vir my klink dit so, dat as ek jou wil kom haal, sodat jy kan wees waar ek is, moet ek jou adres ken. Dit help nie, ek sê, ek kom haal jou en ek vat jou daar waar ek is, ek staan voor Shoprite en wag, maar jy bly op die hoek van Loop en Staanstraat nie. Dan gaan ons mekaar mos mis. Ek wil vandag vir jou sê dat Jesus ken die adres van jou hart. Jesus ken die adres, hy ken die adres van wat jy huidiglik deurgaan. Hy weet waar jy stak is, hy weet waar jy vasgevang is, hy weet waar jy en wat jy op hierdie oomblik beleef. En hy sê, weet jy wat, ek sien dit, maar geloof wat deur die liefde werk. Ek het vir jou meer in stoor. Ek het vir jou groter in stoor. Ek het vir jou 'n dimensie in stoor, wat net deur my oorwinning jou deel kan wees. As ek jou wil neem, dat jy kan wees waar ek is, moet ek jou adres ken. Nou ek weet, sommige van ons adresse lyk baie goed, en soms lyk ons adres maar redelik gehavend. Partymal is die gras lank, en partymal is die vensters vuil, en partymal is die gordyne oop, en dan sien jy dit sommer direk deur, en partymal ry jy by 'n huis verby, en as die gordyne toe, dan sê jy vir jouself, nee, hulle is nie by die huisie. Baie keer lyk ons lewe so toegetrek, dat mense dink, nee, hierdie ou is nie by die huis nie. En dis nou nie daai ene van, is dit nou nie daai ene van die huisbak gaan nie tot heel bo nie, dis nie daai huisie by die huis nie. Dis nie daai die marmot, die wielietjie draai, maar die marmot sit in die hoek nie. Nee, dis nie daai huis nie. Dis nie daai toegetrek nie. Dis toegetrek want ek isoleer myself, want ek is so skaam wat in my eie lewe aangaan. By party se adres is daar 'n wrak in die agterplaas. Dis 'n projek wat ek nog sal aanpak. Dis nog 'n kar wat ek sal restoreer. Dis nog 'n bromponie wat se wiele ek sal pomp.
Party se wasgoeddrade hang so, dat as jy die klere hang, dan hang die broekspype op die grond. Dan kan jou vrou nie verstaan hoekom haar wit broek skakerings van bruin aan die onderkant het nie. Ek sal regtig ons wasgoeddraad moet regmaak. Ek besef dit nou. Ek het jou gehoor. Ek besef dit nou. Belydenis is goed vir die siel, is baie sleg vir die reputasie. Baie maal is die adres van ons hart se kamer so donker, maar ons het nie eers die krag of die moed om die balk te vervang nie, ons los dit eerder maar donker, want dan hoef ek nie daaraan aandag te gee nie. Die Here sê, weet jy wat, ek ken jou adres, en ten spyte van jou adres, wil ek jou neem na dit wat ek vir jou voorberei het. Ten spyte van jou staktes, wil ek jou neem na 'n dimensie wat ek vir jou voorberei het. Want hy het mos gesê, dit is volbring. Hy het mos gesê, ek het gekom sodat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Het hy dit nie gesê nie? Die derde ding wat ek wil sê is, baie maal sukkel ons met harmonie in ons huwelike, want ek is nie bereid om my adres en die adres van my hart met my man of my vrou te deel nie. Ek wil nie regtig sê waarmee ek sukkel nie. Ek wil nie regtig sê waarmee ek struggle nie. Ek dra eerder maar my pyn alleen. Want jy geweet, eensaamheid is die nommer 1 vrees van die mensdom. Nommer 2 is om voor mense te praat. Ek's amper daar. En baie keer sukkel ons en ons hou onsself so toe en geïsoleer, want ons voel eintlik maar net onveilig. En nou deel ek nie regtig my hart en my behoeftes, ek deel nie regtig my frustrasie, ek deel nie regtig wat in my lewe aangaan met my maat nie, en dan kan ek nie verstaan hoekom ek disconnect voel met my huweliksmaat nie. Hier is die waarheid, net omdat julle mekaar nie gaan verloor nie, is nie 'n waarborg dat julle mekaar gaan vind nie. Daar's 'n ander manier wat jy met die elmboog kan doen, hè. So pasgetroudes, jy kan vir jou ma en pa sê, jy het glad nie 'n probleem dat hulle met hulle elmboog die deurklokkie druk nie. Want hulle hande en arms is so vol sakke groceries wat hulle na jou toe aanbring dat hulle nie 'n hand gaan hê om die klokkie. So as jy nie wil pomp nie, dan kan jy die deurklokkie. En alvorens ek nie die adres van my hart bereid is om met my maat te deel nie, kan die Here nie ons huwelik vat na dit waarvoor hy dit bestem het nie. Kan ek dit op jou hart druk vanmôre? Alvorens ek en my maat nie by 'n plek kom en sê, I want to see you, I want to hear you. I want you to be heard, I want you to be seen. It's not about me. This is not about me. I am not in control. I want to see you. I want to be here for you. Nou voorens ons huwelike nie by daardie plek kom nie, Jesus het klaar die plek vir ons voorberei. Sal ons dit nooit bereik, sal ons dit nooit ingaan. Vir solank as wat jy die hemel sien as 'n bouperseel, want Jesus gaan mos om vir ons plek te berei. Vir solank as wat jy die hemel sien as 'n bouperseel, sal jy dink daar's nog tyd. Jy kan maar nog sit met jou eie goed, jy kan maar nog sit met jou kwaad, jy kan maar nog sit met jou onvervulde behoeftes, jy kan maar nog sit met dit waarmee jy sukkel. Vir solank as wat jy die hemel sien as 'n bouperseel en volheid en oorvloed net vir iets wat hierna gaan gebeur, kan ek vandag vir jou sê, gaan jou huwelik lei en jy gaan besef, maar waar mis ek dit? Die Here wil regtig hê dat jy die adres van jou hart vir jou maat sal oopmaak.
en jou maat sal vertrou, en jy sal glo in liefde, wat jou geloof aktiveer. So die definisie van intimiteit is dit, intimacy is into me see, to look into the address of my heart. Die vrouens like gewoonlik as ek dit sê, so vrouens, jy kan amen sê? Jy het 'n beerd gekry, want die manne het nou net amen gesê, toe ek hoor, hulle is volmaak. So jy het 'n beerd, vat jou beerd. Into me see, to look inside of me. I'm opening up my life to look inside of me. Die Here wil regtig hê dat ons as koppels mekaar moet skaamteloos lief hê. Jy onthou mos in Genesis 2 waar die Here gesê het, en die man sal sy ouers verlaat en hy sal sy vrou aankleef en die twee sal een word en hulle sal hulle nie skaam nie. Shame is the enemy of true connection. Shame is the enemy of a true fulfillment. Shame is the enemy, and it's holding you back in such a way that you will not experience fulfillment, en jy sal dink, maar dis nie my deel nie. My deel is daar in die hemel. Eendag sal ek die rus beleef. Eendag sal ek voluit beleef. Daar is nie 'n bulldozer in die hemel nie. Daar is nie scaffold in die hemel nie. Die hemel is nie 'n bouperseel nie. Daar is 'n goue straat. Terloops, die woord van die Here sê nie goue straat nie, hy sê net 'n goue straat. Weet jy wat is 'n goue straat? Goue straat is 'n persoon, sy naam is Jesus Christus. He's the golden. He's the gold, the path of gold that I walk on. So intimiteit is die veilige plek wat ek vir my maat skep, waarin hy of sy oortuigings, ideale, drome, vrese, suksesse, mislukkings en planne kan deel, sonder dat hy of sy veroordeling, kritisering of verkleinering beleef. Dis intimiteit. Intimiteit is daar die veilige plek wat ek vir jou skep. Intimiteit is nie 'n veilige plek wat ek hoop jy vir my gaan skep nie. Nee, veilige plek wat ek vir jou skep, en kan jy jouself indink wanneer man en vrou dit doen. Te sê, ek is net hier om jou veilig te hou. Ek is net hier om 'n veilige plek vir jou te skep, sodat jy met my jou hart kan deel, sonder dat ek jou veroordeel, verkleineer of kritiseer. En ons mis dit soms. Ek wil vandag vir jou vra, wat het jy nodig om 'n plek van veiligheid vir jou maat te skep? Moenie op jou maat wag om dit vir jou te gee. Daardie veiligheid kan jy net by God kry. Wat het jy nodig? In die adres van jou hart, wat jou in staat stel om 'n veilige plek vir jou maat te kan skep en te kan wees. 'n Plek waar jou maat kan kom en sê, ek is tuis. Ek is hier. Ek het nie 'n vrees wanneer ek by jou is nie. Ek hoef nie terug te hou wanneer ek by jou is nie. Wat het jy nodig? Wat jy net by God kan kry. Wat jou in staat stel om 'n veilige hawe vir jou maat te skep. Hemelvader, ek wil nou bid in die naam van Jesus. Here Jesus, dat U is ons oorwinning, maar U is ook ons vredevors. Here, as hier vandag iemand sit en sê, ek het nie dit wat nodig is om veiligheid te skep vir my maat nie. Daardie vrede wat verstand te bowe gaan, wat my hart en my sin bewaar. Daardie liefde wat my kom toevou in 'n plek van ek is genoeg in Hom.
bid ek vanmôre, Here, in die naam van Jesus. Here, dat U ons sal kom aanraak en net opnuut kom vul. Vergewe ons, Here, waar ons soms, of baie keer, of elke keer, ons huishouding in 'n warboel laat, van die hart van ons eie adres, is onversorg. Help ons vandag, Here, dat ons sal kan identifiseer. Kom maak aan ons dit bekend. Wat het ek nodig om my in staat te stel om 'n veilige plek vir my ma te skep? Amen. Amen. Sê vir die persoon langs jy, die preek is nie verby nie. Dit was net die inleiding. Alex het gesê, ek kan oor enigiets preek, net nie oor 'n uur nie. Halleluja. So die volgende wat ek vir jou wil wys. Is, jy ken dit dalk. Dalk het jy dit al gesien en dalk is dit vir jou nuut. Maar as ek die huwelik net vir 'n oomblik in 'n formaat kan sit waar ons fases kan identifiseer, dan wil ek jou kort op 'n journey vat en dan wil ek vir jou vra dat jy sal identifiseer en sê, okay, so waar's ons? Want ek het nou jou bedien, nou bedien ek ons. Waar's ons? So, wanneer ek en my maat mekaar ontmoet, dan is die eerste fase waarin ek myself bevind is die romanse fase. Ek leef op water en ek leef op liefde. Ek leef op min slaap, ek leef op droë provitas, nie omdat dit die einde van die maand is nie, maar net omdat ek nie tyd het om te eet nie, want ek wil mos nou by haar wees. Dis die plek waar alle energie van die man en alle energie van die vrou in die verhouding ingestort word. Ek skeep my vriende af, ek skeep myself af, al wat my fokus is net, ek wil net by haar of by hom wees. Wie onthou daai plek? Wie onthou daai plek wat jy so romanties was, wat jy gevoel het, ek kry nie genoeg van jou nie. En ek wil nog hê. Okay, hier's kinders. Daai romanse plek waar ek voel, weet jy wat, ek kan nie sonder hierdie mens nie. Wat het ek gedoen my hele lewe lank sonder hierdie mens? Dis die wonderlikste tyd van jou lewe. Jy dra blomme aan, jy koop 'n Tappet teddybeer by Pep Stores op Valentine. Jy kan nie wag om mekaar te sien nie. Jy worry nie om 3 uur vannag eers huis toe te gaan en môreoggend 7 uur by die werk te wees nie. Jy worry nie as jou oë rooi is nie, as die baas vra en hy sê nee, is 'n karkaatjie. Meantime is dit romantics. Semantics. Complimentics. Okay, ek sal ophou. En dan, my lyf is gevul met dopamien. Is die feel-good hormoon wat sê, ek is verslaaf van jou. Kan nie genoeg kry van jou. Dis God se koneksie hormoon, wat my lewe vul, wat sê, trou nou met haar, trou nou met hom. En dan raak ons verloof en dan trou ons en dan so 3 maande, 6 maande in die huwelik, dan besef ek, o gits, ek kan nie uitkom nie. Hier's nie 'n uitkomkans nie. Ek kan nie nou terugdraai nie. Dis nou my mens. Dis nou die een met wie ek nou een word. Die woord van die Here sê mos. Die man sal sy ouers verlaat. Nogal terloops, Adam het nie eens ouers gehad nie. Hoekom sal dit in Genesis 2? Want hy is uit stof en die vrou is uit 'n ribbebeen. Daar was nie eers ouers nie. Dis ook my man se badwater vuiler is as die vrou se, want hy is uit stof gemaak. Die woord sê dit. En dan op 'n stadium besef ek kan nie uit hierdie huwelik nie. As nie uitkom kans nie. En dan breek die volgende fase aan. En nou is ons in 'n magstryd.
So alle energie wat ingevloei het, is nou binne vasgevang. Hoekom kan jy nie meer dink soos ek nie? Hoekom kan jy nie meer praat soos ek nie? Hoekom kan jy nie 'n besluit neem soos wat ek het sou geneem het nie? Hoekom kan jy nie meer wees soos ek nie? En nou wil ons mekaar verander, en in die proses waar ons mekaar eintlik wil verander, is ek eintlik besig om te vrees dat ek myself gaan verloor, want ek kan nie myself prys gee nie. Jy sal regtig goed doen wanneer jy regtig besef jy's regtig nie in beheer nie. En nou is ek in hierdie magstryd waar ons mekaar wil verander en ons beklei soos kat en hond en ons kry ons waar ons so romanties was, as ons nou absoluut in die teenoorgestelde. En dan op 'n stadium kom ons net en sê ons kan nie meer nie. Ek kan nie meer so beklei nie. Dan breek die volgende fase aan en nou is ons in coping. Die Engelse woord, Afrikaans is coping, die Engelse woord is escapism. Dis regtig coping. Hæ? Ek weet nie wat is coping in Afrikaans nie. O, julle ookie. Goed, so, dit wat by romanse ingegaan het, by magstryd vasgevang is, hardloop nou by coping, alle energie en alle vermoëns hardloop nou uit. Ek spandeer meer tyd by die kerk, spandeer meer tyd by die werk, spandeer meer tyd op die golfbaan, spandeer meer tyd met die Xbox, spandeer meer tyd in die kombuis, spandeer meer tyd met die kinders, spandeer meer tyd met my stokperdjies, want iewers moet ek my vervulling van my behoefte vandaan kry. Nou spandeer ek minder tyd by my man, spandeer minder tyd by my vrou. Ons lewe nou net so 'n parallelle verhouding. Ons sal so af en toe, sal ons op 'n date gaan, ons sal so af en toe onthou maar een verjaar of ons sal 'n Valentine hou. Miskien sal ons een of ander tyd daarom net vry ook, en dan sal ons maar net aangaan en parallel die verhouding hou. Meer daarvan by die naweek. En dan kom ons by 'n plek wat ons sê, maar daar moet meer wees. Dis mos nie al wat die Here vir ons in store het nie. Hierdie 3 fases is 'n onbewuste verhouding. Jy het onbewustelik het jy verlief geraak op hierdie man of hierdie vrou. Jy het onbewustelik, jy staan nie in die oggend op en dink, "Jesus, ek gaan hom nou hierdie girl se refs in die rooi druk. Ek gaan nou kyk hoe kwaad ek haar kan maak nie. Ek gaan nou kyk hoe groot fight kan ek nou vandag met Heidi piek nie." Hulle sê mos as jy die man die laaste sê het ingekry het, as die feit nou nog nie noodwendig oor nie. Het ek gehoor. Jy moet 'n different kind of stupid wees as jy dink en besluit ek gaan 'n fight piek om jou seer te maak. Dit gebeur onbewustelik. Selfs coping. As jy jou kom kry, jy net meer tyd by die werk. Waar jy nie kon wag om by die huis te kom om by liefie te wees nie. Nee, sy bel, nee, ek is gou nog besig met my laaste e-posse. Of nee, ek in die pelle gaan golf speel. Dis alles onbewustelik. Dis alles onbewustelik. Dis buite die raamwerk van 'n bewuste, intentionele lewe. Dan kom ek by 'n plek en sê, Die Here het dan gesê, hy het vir ons 'n plek voorberei, daar moet mos meer wees. En dan kom ons en sê, right bokkie, kom ons neem 'n besluit. Let's do a recommitment decision. Kom ons besluit, ons werk weer in ons huwelik. Woep, terug in die romanse. Ons kan nie genoeg kry van mekaar nie, ons is saam, ons lê saam, ons eet saam, ons maak saam kos, ek gee die spaarkamer op, ek trek my wieksbotteltjie terug met my glase tannie, met my glase tandeglasie. Tannie glasie. Yes. Ek trek terug met my goedjies, ons lê nou weer, ons is nou op dieselfde stallasie. Ons is weer romanties. Ag, ons maak weer moeite, ons kan nie genoeg kry van mekaar nie. Ek sê vir die mense by die werk, weet jy, iets het gebeur met haar, of iets het gebeur met hom, man, ons is verlief van vooraf, voordat jy jou oë uitvind, uitfees jy terug by die magstryd. Hoe het ons hier gekom? Want ewe skielik het jy besef, ek kan nie te veel van myself gee nie, want ek gaan myself verloor. En dan is jy terug by coping, en dan neem jy weer 'n besluit. En weet jy, koppels doen dit, jaar in en jaar uit. Mense is 20, 30, 40 jaar getroud. Die oomie is tussen 80 en biltong. Dan is hulle nog steeds in daardie fase vasgevang. Hulle het nog nooit verder beweeg nie. Ek wil nou iets van die tannie ook gesê het, maar ek sal nie.
Kom vra my na die tyd. Jesus, ek brand om te sê. Sê. En ons gaan in hierdie fases, en ons is stak in dit, en ons gaan nooit verder nie. Ons kom nooit by 'n plek waar ons voel, kom ons hak in by hierdie meer. Kom ons hak in by dit wat God eintlik vir ons in stoor het, want eintlik is hierdie huwelik, gaan dit nie oor ons nie. Wanneer jy by daardie plek kom en sê, ons kan nie meer in hierdie siklus vasgevang wees nie, dan skuif dit verder aan, en nou word dit 'n intentionele verhouding. Nou kies ek om intentioneel vir my maat 'n plek van veiligheid te wees en 'n plek van veiligheid te skep. En elke keer wanneer ek voel, daar die eerste 3 kom na vore, dan gaan lê ek dit aan die voete van die Here en dan sê ek, Here, I need to deal with stuff in my house. Ek het nodig om te deel met goed in die adres van my huis, want ek moet 'n plek van veiligheid vir my maat skep. Nou word dit intentioneel. Dis die plek waar ek groei, dis die plek waar ek bou, dis die plek waar ek ontdek. Dis eintlik die plek waar die huwelik harde werk word. Dis eintlik die plek waar die huwelik 'n plek word wat sê, nou sit ek alles in. In die eerste 3 fases, die man sal sy ouers verlaat, die 2 sal een word. By daai plek wil ons nog besluit, watter een gaan ons word? Wanneer ons by intentioneel kom, dan sê ons, het maak nie saak watter een ons word nie, solank ons net by mekaar is. Dis 'n plek van groei, is 'n plek van bou. Daardie sluit oop die fase van volwasse liefde. Mature love. Volwasse liefde. Nou word dit 'n verhouding wat my verander en my vervul. Ek het nie meer nodig om vas te hou in die vrees dat ek myself gaan verloor nie. Ek het 'n skrif vir jou. Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, jy ken ons 1 Korintiërs 13, al het jy die tale van engele, nie die liefde nie, dan maak jy die geraas en het jy nie die liefde nie, dan het jy niks. Hy skryf in vers 11, dan sê hy 1 Korintiërs 13, toe ek 'n kind was, dis nou nadat hy al dis oor die liefde geskryf het, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, ek het gedink soos 'n kind, ek het selfs geredeneer soos 'n kind, eerste fases, maar nou dat ek 'n man is, nou dat ek volwassenheid bereik het ek die dinge van 'n kind afgelê. Vers 12, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, nou is dit 'n ontdekkingsreis, om te sê, goed, kom ons gaan nou saam kyk wat het die Here vir ons instoor. Hoe doen ons dit? Ek deel met die eensaamheid en die onveiligheid in my eie lewe, sodat ek 'n plek van veiligheid vir my maat kan skep. Nou ontdek ons saam. Want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Want God ken my ten volle. En God wil ook hê dat binne die huwelik jy en jou maat mekaar ten volle sal ken. Sonder geheime, sonder goed wat jy terughou, sonder goed wat jy te bang is om te deel. Kan ek vir iemand vandag sê, as jy in jou huwelik net vrede hou, vrede ten koste van jouself is nie ware vrede nie. Vrede ten koste van jouself. Ons bewaar maar net die vrede, want ek wil nou nie weer grom nie. Ek wil nie nou weer stilstype hê nie. Terloops, weet jy, daar's 2 plekke, daar's 2 maniere van stilstype. Jy het stilstype wat jy jou maat wil straf, en dan het jy stilstype want jy voel te onveilig om jou hart te deel.
Moenie die twee mis nie. Moenie die twee verwar nie. But please come back to each other. Maak 'n plek, intentioneel, in jou hart, om te sê, ek is eintlik net hier om 'n veilige spasie te skep, vir my maat. Ek wil jou uitdaag, as jy vanmiddag of vanaand, of volgende week, wanneer jy weer Bybel lees, wil ek hê jy moet asseblief 1 Korintiërs 13 vat. Okay, so julle lees nie volgende week, julle lees maar vanmiddag. Jesus, julle is 'n lieflike gemeente. Dis mos nou kerk. Vat 1 Korintiërs 13, dan lees jy dit deur die bril van 'n volwassene en sê, Paulus het eintlik vir my die definisie van volwasse liefde kom gee. Dit bedek alles. Dit glo alles. Hoekom glo dit alles? Want daai geloof is nie deur my eie poging aan die lewe gehou. Daardie geloof word deur God se liefde wat in my hart uitgestort is geaktiveer. Lees 1 Korintiërs 13 met die bril van volwasse liefde en laat toe dat die Gees van God iets in jou lewe omskep. Want die Here wil jou regtig kom haal. Die plek waar jy is, sodat jy kan wees wat hy vir jou voorberei het, toe hy gesê het, it is finished. Dit is volbring. Tetelestai. Jou huwelik, my huwelik. En nee, ons is nie daar nie, ons ontdek nog, ons grom nog, maar dit gaan al beter. So net omdat ek op die verhoog staan vanuit 'n plek van hoogte, beteken nie ek is daar nie. Nee, ek is mens. Ek het wel nou nie 'n Xbox nie, in die coping nie, maar ek hoop onder die boom van Kersboom. Ek hou van karretjie games, hoor. Die Here wil hê dat moet iets in jou huwelik oopgesluit word van die volheid van God, wat net God kan gee. Ek sluit hiermee af. Legacy, dis 'n woord, dis 'n gedagte, dis 'n koöperatiewe boodskap wat telke male opkom in gesprekke. En baie dink dit is net iets wat ons nalaat, maar wat daarvan as ons dit nou kan leef? Wat daarvan as dit iets is wat die Here nou vir my en my maat instoor het? Hoe lyk 'n intentionele huwelik? Dis 'n huwelik wat sê, ek wil alles in my vermoë doen om vir jou 'n veilige spasie te skep, sodat jy jou hart met my kan deel, sodat jy jou adres vir my kan wys. Legacy living is gefokus op die waarheid, dat God het meer vir my instoor, as wat ek huidiglik beleef. Familie, breek die siklus, begin intentioneel leef. Laat die definisie van volwasse liefde jou hart en jou vervulling en jou lewe omkeer. Amen. 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 Kan ons saam bid? Is dit oukei? Kom ons sit so, dan bid ons saam. Het is vir my 'n kosbare voorreg vandag om saam met u te wees. Ek sien hierdie nie as 'n plek van reg nie, ek sien hierdie plek absoluut as genade uit die hand van die Here. En ek wil vra dat Heidi by my kom staan. En ons as huweliksmaats wil vandag vir jou as huweliksmaats bid. Ons is deur ons goeders. En soms is daar hakke. Ons is so dankbaar, die Here vra nie ons moet volmaak wees, sodat hy ons kan neem na wat hy vir ons instoor het nie. Here, ek en Heidi bid vandag, as span, as huweliksmaats, vir elke huwelik en elke huishouding wat hier verteenwoordig word.
Dalk sit hier kinders en ma en pa is nie in die kerk nie, of dalk sit hier 'n ouma en 'n oupa en hulle kinders is nie hier nie. Here, hier word ook geslagte en nageslagte verteenwoordig. En Here, ons kom vandag en ons kom sê dankie, Here, dat U liefde aan ons kom openbaar. Dat U dit gedoen het aan die kruis. En toe Jesus sê dit is volbring, toe sê Jesus eintlik, hier is die volheidsbeeld van hoe God eintlik oor julle voel. Dankie, Here, dat U liefde aan ons openbaar. Bid vandag in die naam van Jesus Christus, dat U elke huwelik sal vul met U liefde, en vanuit daardie liefde geloof geaktiveer sal word. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Ek gaan om vir julle plek te berei, want in die huis van my Vader is baie wonings. En as ek klaar is, kom haal ek julle, sodat julle in hierdie vervulde plek, hierdie volheidsplek wat ek vir julle instoor het, kan ingaan. Here, help ons, dat ons nie so sal vashou aan die adres van ons eie seer en staknis, en nie sal oorgee aan dit waarheen U ons wil neem nie. Here, ek bid ook vandag vir elke huweliksmaat, dit wat hy of sy nodig het, om veiligheid, die vermoë te hê om veiligheid te skep vir sy of haar maat, dat U dit sal gee, sonder om terug te hou. Kom verander, kom transformeer, soos net U kan, in die naam van Jesus. Amen. 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 Baie dankie, Heidi, bly net daar asseblief. Kan ons maar lekker hande klap gee? Ek gaan weer sê wat ek aan die begin gesê het. As jy hierdie link vir iemand wil stuur, klik op hom, luister jy dit weer. Want dit is eintlik vir jou. Goed, ek dink daar's baie stof tot nadenking. Baie dankie vir myself ook. Dit was wonderlik stimulerend. Ek is mal oor emosionele intelligensie en al die life coaching goed. Hy is ook 'n professionele life coach en ook 'n counselor. So indien julle enigstens wil kontak maak, Living the Legacy is sy webblad. Julle kan net daarop gaan of ons sal sy nommer versprei by die kerkkantoor as julle dit graag sou wou hê. Soos julle die gebruik ken, het ek vir Annette en Kobus gevra om ook net 'n woord met hulle te deel en dan gaan ons hulle ook stuur en bless vandag. Baie dankie. Jasper en Heidi, ek wil net vir julle die woord gee wat die Here vir my gegee het om vir julle te gee. Ek sien daar was baie donker tye gewees. Daar was op 'n staan, ek sien baie woorde wat na julle toe gekom het. Dit is soos die masjien geweer. Maar ek sien ook die Here het restoration en healing gebring. Ek weet nie hoe dit werk nie, ek ken julle nie. Maar ek sien ook dat Jasper, jy gee baie uit. Maar die Here wys ook, hy wil hê jy moet meer in sy rus ingaan. En dan sien ek ook 'n treklorry. Ek weet nie of julle beplan het om een of ander tyd te trek, of gaan trek, of wil trek nie, maar die Here se seën is daarop. Okay. En dan sien ek die Here gee vir jou 'n goue sleutel. Jy het die autoriteit. Dan sien ek ook hoe julle met 'n wit kleed is om julle gevou, you meant to be. Julle was bedoel om by mekaar te wees, en ek sien goue krone op julle kop. Julle is koningskinders. Die Here se seën is op julle. Dankie, Vader, dat ons nou vir Jasper en Heidi na U toe kan bring, Here. Here, vir hierdie werk wat hulle doen, die openbaring wat U vir Jasper gegee het, Here. Vir die werk wat vir hom voorlê, Here. Ons bid U seën op hulle af, Here. Dat U vir hulle sal voorsien en dat U hulle sal toedek in U liefde, Here, en hulle sal dra. Ek bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Dat sê baie dankie, Heidi, Jasper, dankie vir Kobus en Annette. Hulle ken julle.